Geliefdes, ons is steeds besig met Openbaring. Ons gaan nog 'n tydjie besig is met Openbaring, maar ons lees saam vanoggend Openbaring 6. Ons het aanbeweeg van hoofstuk 5, ons nou by 6, ons lees van hoofstuk 6, vers 1 tot 8. Ons het 4 fokusverse vandag in hierdie kort versie, of hierdie kort perikoop. Vers 1, 3, 5 en 7 is ons fokusverse. Meer daaroor 'n bietjie later. Openbaring 6 vers 1 tot 8. Onthou nou, ons laas week opgehou het, so daarso, aan die begin het ons gesien dat 'n engel verskyn en Johannes val neer en hy begin aanbid en die engel sê, nee, moenie aanbid nie, staan op, moenie lê soos een wat dood is nie. En dit is ook waar ons preekreeks vandaan kom. Moenie lê soos een wat dood is nie. En dan nou van hoofstuk 1 af het ons nou al bevorder en ons het gesien die grootheid van die Here. Ons het gesien hoe daar in Efese gepraat word met die gemeente van Efese, Laodicea ensovoorts. So daar is al 7 gemeentes waarmee nou gepraat was. Toe sien ons daar's 'n draai in die teks sover, waar hy dan nou kyk na die hemel, waar hy nou 'n troonkamer van die Here sien en die grootheid daarvan. En nou het ons gekom waar ons gesien het laasweek, die lam is die een wat die seels mag oopbreek. En ons het kyk na die 7 eienskappe van die lam wat op die troon sit. Of die lam wat die seels mag oopmaak. En nou is ons by die eerste 4 seels. Die lam wat mag oopgemaak het, die boekrol mag oopgemaak het, die seels gebreek het, is dan nou soos daarso. Dis nou waar ons is in die vraag, in die visioen. So ons lees daar vanaf vers 1. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit! Ek het gesien, daar was 'n wit perd, sy ruiter het 'n pyl en boog gehad. 'n Oorwinningskroon is aan hom gegee en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seel oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit! Ek het 'n ander perd, 'n 4 rooie uitgegaan, of daar het 'n ander perd, 'n 4 rooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoord. 'n groot swaard is aan hom gegee. So hy die derde seel oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit! Ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe hy die 4de seel oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit! Ek het gesien, daar was 'n vaalperd, sy ruiter se naam was Dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is die mag oor 'n kwart van die aarde gegee, om die mense dood te maak met die swaard en die hongersnood, met die pes en die wilde diere van die aarde. Ons lees dit tot daar. Ons fokusverse 1, 3, 5 en 7. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van donderslag, gaan uit! Toe hy die tweede seel oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit! Toe hy die derde seel oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit! Toe hy die 4de seel oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit! Dit is steeds deel van ons preekreeks, kerk, moenie lê soos een wat dood is nie. En ons tema van vanoggend, die ware ruiter aan stuur van die perde. Geliefdes, elkeen van ons het al op een of ander manier gesien, daar is een of ander vorm van 'n afbeelding van hierdie teks in 'n film, of in 'n TV-reeks, of ons, wat ook al ons het al gesien. Of dit nou in 'n boek is waar dit bespreek word of geskryf word, of dit in 'n rolprent is waar ons sien, daar is so 'n oorlogstoneel, en daar kom die 4 perde uit die hemel af neergedaal. Ons weet ook daar's 'n bekende Afrikaanse liedjie waar gepraat word van 'n tannie wat sterf en dan sê sy, maar ek sien al die 4 perde. Hoe ook al dit sy, is hierdie inspirasie gewees vir 'n wagtom TV-reekse
boeke, rolprente ensovoorts. Maar is meer as dit. En almal besef dit nie. As ons onsself moet indink, hoe so 'n toneel sou lyk. Ons kyk op na die hemel, ons sien daar kom 'n wit perd. Eerste instink sou wees, die Messias is op pad. Maar daar was die trompet nie. En kyk ons verder aan, dan sien ons as 'n rooi perd op pad. En dan is daar geweld en bloed. Dan sien ons as 'n swart perd op pad en ons begin bang raak en dan uiteindelik 'n vaal perd. Dis 'n snaakse toneel. Perde wat gelop uit die hemel uit. In die visioen van Openbaring is dit juist wat ons sien. Maar ons sien dit nie, of dit gaan nie gebeur soos wat ons dit sien beskryf word. Om dit reg te verstaan is dit baie belangrik dat ons 3 konsepte in gedagte hou. Die historiese verloop van die boek, die voorafgaande gebeure, wat ek nou reeds genoem het voordat ons die teks saam gelees het, en dan die literêre agtergrond van die boek. Hierdie 3 aspekte gaan ons help verstaan dat ons moenie verwag daar gaan een oomblik in die hemel wolke oopgaan en dan daar kom 4 perde afgegelop nie. Dit is nie wat gaan gebeur nie. So die eerste raamwerk, die historiese raamwerk. Onthou met wie Johannes praat. Hy het aan die begin van die boek begin skryf aan die 7 gemeentes. Gemeentes wat afvallig geraak het teenoor God, selfvoldaan geraak het, louwarm Christene geword het. Onthou dit, die historiese konteks, agtergrond. Die tweede ene is die voorafgaande dele. Wie is in beheer? Christus is in beheer. Christus is waardig. God self is waardig. Hy regeer. Hy is soewerein. Die derde ding wat ons in gedagte moet hou om hierdie teks te verstaan, is die literêre oogmerk. Hierdie brief het 3 eienskappe, of hierdie profesie het 3 eienskappe. Eerstens, dis 'n brief wat geskryf is aan die gemeentes om te sê, die oordeel van die Here is op pad. Saam met dit is 'n brief wat profeteer oor die eindtyd, hoe dit gaan wees, hoe dit lyk, of hoe dit lyk en hoe dit gaan wees. En laastens uiteindelik die groot, as ons die anglisisme kan gebruik, die apokalips. Die eskatologie, die eindtyd, die finale oordeel. As profesie is die Here besig om hier vir die mense te sê, daar is dinge wat plaasvind, en daar is dinge wat lei tot ander dinge, en so gaan dit uiteindelik tot die groot oordeel kom. Openbaring is ook gerig aan mense, soos ek en jy, wat in die realiteit van hierdie wêreld swaar trek. Dit is gerig aan mense tussen die eerste koms van Christus en die tweede koms van Christus. Dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis van die hemel wat net oopgaan. Die plek van hierdie teks is daadwerklik vir ons deursiggewend. Want Christus is die een wat hierdie perde uitstuur. Die 4 lewende wesens, soos wat ons al reeds in 'n vorige preek gepraat het, verteenwoordig elke element van die skepping. Die mens, die lig, die see, die aarde ensovoorts. Elke deel van die skepping stuur uiteindelik hierdie perde uit, maar 'n opdrag van God. Ons kan amper sien, hierdie teks sien as 'n regsuitspraak, om gelowiges op te roep tot verantwoording voor God. Daardie 7 gemeentes wat uiteindelik louwarm geword het, selfvoldaan geword het, vertrou het op hulle eie rykdom, mense soos ek en jy, om ons op te roep om weer voor God te staan en te besef dat ons sondige mense is. Hierdie toneel van hierdie 7 perde kan baie maklik ons bang maak. As jy nou 'n kind hierdie teks sou gelees het, sou hulle waarskynlik bang geraak, of as iemand hierdie teks vir 'n kind gelees het. Die eerste ding wat ons sien, is 'n knel van donderslag. Dis hoe dit klink wanneer hierdie eerste lewende wese sê, gaan uit. Dink nie dat iemand wat 'n bevel uitdruk en op jou skree, kom jy hier? So dis is hard, dis duidelik. Gaan uit. Dis 'n bevel.
En die eerste een wat hierdie bevel moet gehoorsaam, is die wit perd. As enige van ons die boek van Openbaring enigstens al weer gelees het, sal ons sien, daar word melding gemaak van 2 wit perde. Die eerste in hoofstuk 6 en die ander in hoofstuk 19. En dit is baie belangrik dat ons besef, die wit perd van hoofstuk 19 is nie dieselfde as die wit perd van Openbaring 16. Dit is 2 verskillendes. Want in 'n geestesbeeld kan ons baie maklik sê, die wit perd van oorwinning, die Messias is op pad. Maar in Openbaring 19 lees ons meer daarvan. Dan is dit waarlik die Messias. Maar vir nou is dit die valse verteenwoordiging van die valse vrede, die aardse ryke wat daar is. Hierdie oorwinning lyk net soos die oorwinning wat sou behaal word. Die oorwinning wat baie mense, politikuste, leiers, koninkryke reg oor die wêreld hierdie geskiedenis sê, maar ek versamel nou vir my 'n koninkryk en daar sal vrede wees. Maar daar is gewoonlik nie, want daar is oorlog en bloedvergieting. En dit lei ons dan uiteindelik na die tweede perd toe. En 'n ander perd, 'n rooi een, 4 rooi perd, het uitgekom. En die lewende wese het gesê, gaan uit. Die rooi is natuurlik reg deur die skrif 'n teken van vuur en bloed. Hier gaan dit oor georganiseerde oorlogvoering. Daar's 'n bloedvergieting. Dit word beklemtoon dat die vrede wat daar is, wat vals is, uiteindelik deur hierdie vuur en hierdie bloed, hierdie oordeel sal verteer word. Sonder die beskermende hand van God verval mense juis in hierdie toestand waar hulle slaan en doodmaak, vermoor en bloed vergiet. Daar waar mense dink die Here luister nie meer na my. Daar waar mense sê, maar ek is nie in 'n verhouding met die Here nie, want hy doen nie wat ek van hom vra nie. Daar waar mense eie willige godsdienst het, en dan verwag dit is hoe die Here met hulle offerande deur lofliedere, psalms moet aanvaar, terwyl dit nie is hoe die Here dit vir ons verwag nie. Wanneer ons uiteindelik vergeet ons is in die beeld van God geskenk, en ons vergeet dat ander mense ook in die beeld van God geskep is, dan begin hierdie perd seevier. Dan is daar oorlog, dan is daar geweld, dan is daar gierigheid, wat sê, maar ek wil meer hê. Dan is daar oorlog. Dit is belangrik dat ons opmerk, uiteindelik die perde word uitgestuur deur Christus. Christus is die ware ruiter, wat die oordeel stuur op hierdie wêreld. En dit klink snaaks, dit klink amper verkeerd, want God is liefde. Juig ons harte. Ja, God is liefde, maar daar sal oordeel wees, wanneer ons nie in ons verhouding met God volhard, wanneer ons ongehoorsaam is aan God, wanneer ons die Christus se wil uitvoer nie. So sien ons, deur hierdie valse vrede, deur bloedvergieting, uiteindelik hoe die skepping stukkie vir stukkie afgebreek word. Maar ons vrees nog nie. Want dan kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Na die eerste 2 perde aangekom het, is daar 'n derde een. Die derde seël wat oopgemaak is, kom gepaard met 'n swart perd. Swart reg deur die Bybel en in baie kulture en kuns sien ons word geassosieer met rou en dood en hongersnood. Die ruiter dra 'n skaal in sy hand. Klink vreemd, ons het nog nooit 'n ridder of 'n ruiter of 'n ridder of enigiets op perd gesien met 'n skaal, gewoonlik met 'n swaard. Maar hierdie skaal is juis die voorstelling van die ekonomie, die agteruitgang, die hongersnood, die pes en die swaar kry. In vers 6 sien ons net 1 skepie koring vir 'n dagloon en net 3 skepies gas vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Dis 'n vreemde stelling, terwyl ons sien hoe die perde moet uitgaan. In hierdie stelling sien ons moet weer eens die historiese konteks in gedagte hou. Wat is 'n dagloon? 'n dagloon sou genoeg kos gewees het vir een volwassene om te oorleef
vir 'n dag. So as jy 'n dagloon gekry het, sou jy genoeg geld gehad om net genoeg gars te koop vir jou. Genoeg kos vir jou alleen. So as jy 'n gesin het, sou jy van die beskikkende gars moes koop, sodat jy vir jou vrou en jou kinders, of 'n vrou vir haar man en haar kinders, hoe ook al dit sy, sou kon voorsien het. En dan hierdie snaakse stelling, moenie die olyfolie en die wyn beskadig. In hierdie stelling sien ons 'n teenstelling. Daar is swaar kry, daar is armoede, daar is hongersnood. En dan sien ons wyn en olyf wat van die duurder artikels is, moenie beskadig word. En dit word op so 'n manier gesê dat ons duidelik kan sien daar is 'n kontras tussen die twee. In 'n wêreld soos ons waar die ekonomiese steetels gewoonlik so is dat die wat ryk is, wat min is, se goedere beskerm word en die armes word net nog meer arm. Daar's 'n ongeregtigheid in die wêreld vanweë die korrupsie en die sonde van die mens. Geliefdes, tot op hede hoop ek van ons maar agtergekom het dat hierdie is nie iets wat eendag gaan gebeur nie. Dit is iets wat reeds nou plaasvind. Die skyn van vrede in hierdie wêreld. Ja, ons is in oorlog oor die wêreld, maar daar is ons 'n skyn van vrede. Ons het al gesien hoe daar bloedvergieting is oor hierdie wêreld, reg deur die wêreld. Maar ook by die vervolgde lande. Hoe gelowiges doodgemaak word, omdat hulle geregtigheid, die Here liefhet, die geregtigheid liefhet, die waarheid liefhet. Hongersnood, die ekonomiese agteruitgang van die stelsels. Die wat arm is, nog armer word, en die wat ryk is, deur korrupsie of hoe ook al dit sy, nog ryker word. Natuurlik kan ons nie almal onder dieselfde kam skeer nie. En dan hoor ons die galop van die 4de perd. Vers 8, die 4de perd is 'n valperd. Hulle gebruik die woord val, maar die woord wat hier gebruik word, is dieselfde kleur as 'n lijk wat dood is, wat vir 'n paar dae al dood is. Dis so geelderige kleur, dis 'n valkleur. En dit is die dood. En saam met die dood kom die dode ryk, wat hom agtervolg soos 'n begrafnis onderneem, om net te versamel. Die wat doodgemaak word, dood is, om te versamel onder die pes en die swaar kry en die moord en die dood en die geweld. Maar hier is die wonderlike ding. Die dood het net mag oor 'n kwart van die aarde. Hy kan alles vernietig. Hierdie visioen dwing ons om die realiteit baie duidelik voor oë te kry. Al hierdie dinge is reeds besig om te gebeur. Dit is nie 'n afwag tot ergens eendag in die toekoms waar die hemelryk se oop gaan en ons sien die 4 perde afgeloop nie. Dis 'n realiteit wat daar plaasvind. Dit is die begin van die uiteindelike oordeel. En ons moet nooit dink dat dit die oordeel is. Dit is die begin van die oordeel. En juist daar is daar mense wat opgeroep word tot verantwoording. En as jy nie verantwoording doen nie, sal die Here se straf uiteindelik daarop wees. Die 4 perde kan baie maklik ons voet breek wanneer ons Openbaring lees, maar ook in ons eie geloofslewe. Die 4 perde is skrikwekkend en ons is bietjie bang daarvoor. Maar juist daarin, in hierdie stuk, in hierdie kort perikoop wat ons nou gelees het, sien ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat ons bemoedig, ten spyte daarvan, dat al hierdie dinge plaasvind. Die Vader wat uiteindelik alle heerskappy onder Christus geplaas het, wat aan hom gegee is, elke mag en elke gesag in hierdie wêreld, en wat nie in hierdie wêreld is nie. Alles is onder Christus se heerskappy. Die Vader het dit vir hom gegee. Christus is die lam wat uiteindelik die seels oopbreek en dan die perde uitstuur, waar die begin van die einde begin plaasvind. En dan sien ons uiteindelik ook die Heilige Gees, wat nie eksplisiet genoem word nie, maar wat besig is. Baie maklik hoe Johannes met angs gevul geword het, maar die Heilige Gees het hom ook laat besef
dat hy hierdie dinge moet sien om te verkondig. Maar ook so die Heilige Gees wat tans besig is in my en jou. Dat ons hoef nie te vrees vir die dinge wat heiliglik gebeur, of die dinge wat nog moet gebeur nie. Want ons weet wie is in beheer. Die een wat uiteindelik die 4 perde uitstuur, is ook die een wat hulle mag beperk. As ons net dink aan die doderyk. Die doderyk is beperk tot 'n kwart van die aarde. Juist daarin sien ons die genade van God. Selfs in die dae wat ophou tot die oordeel. Hierdie heerskappy van God drie-enig, wanneer ons het besef, sal ons nie wankel in die uitdaging. Die maglus van die ruiter in wit, die bloedvergieting van die ruiter in swart, die materialisme van die swart perd en uiteindelik die dood van die valperd, sal ons nie bang maak nie. Want ons sal steeds bely, soos Psalm 115 vers 3 sê, onse God in die hemel, hy doen alles wat hom behaag, selfs in die oordeel wat kom. En hierdie wete is wat ons moet lei, om te volhard in die einddae. Ons moet ligter en waaksaam lewe. Met ander woorde, ons moet nie paniekerig maak nie. Ons moet nie bekommerd wees oor die oordeel van God, wanneer ons in verhouding met God staan en gehoorsaam is in alles wat hy van ons verwag nie. En ons weet as tye wat ons kan val, en dit nie alles regkry nie. Maar in verhouding, waar ons die vrymoedigheid het, kan ons teruggaan na God toe, en ons sondes bely. En staat maar op hom, wat ons die krag gee. Verder is dit nodig om met nood raak te sien om ons. Medegelowiges gaan saam met ons ly in armoede en swaar kry. En juist daarom moet ons ook mekaar ondersteun, kollektief as een gemeente, as een liggaam van Christus. Wanneer ons dink aan die perde, moet ons nie dink aan vrees en bekommernis nie. Ons moet dink aan gebed, dat ons saam in die skepping kan sê, kom Here Jesus, kom tog gou. Laastens dink ons aan die valperd, wat dood en doderyk bring. Dan word ons weer herinner dat ons nie hoef bang te wees nie. En soos dat Paulus ook sê, dood, waar is jou angel? Of ek lewe of ek sterwe, Christus is my wins. Die 4 perde van die eindtyd, die apocalyps, is nie bedoel om vrees in ons te wek nie. Dit moet ons juist opgewonde maak, want die finale oordeel van die Here is op pad, volgens sy wil. Laat ons dan volhard en nie bang wees nie, want Christus is die eerste en die laaste. Wanneer ons hierdie teken sien, kan ons weet, hy is sterk op pad. Onthou, die geskiedenis is nie in die hand van die ruiters wat uitgestuur word nie. Die oordeel is nie in die hand van die ruiters wat uitgestuur word nie. Maar dit is in die hand van die een wat die 7 seels van oopmaak. Amen.